Goeiemorgen julle, ons gaan aan met 2 Samuel hoofstuk 11. Dawid pleeg oorspel en moord. En na die verloop van die jaar teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaars saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Raba beleer terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. En teen die aand toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem. En die vrou was baie mooi van aansien. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou en hulle het gesê, dit is Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hetiet. Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan, en die vrou het swanger geword en gestuur om Dawid te laat weet, ek is swanger. En Dawid het Joab laat weet, stuur Uria die Hetiet na my. En Joab het Uria na Dawid gestuur. En toe Uria dan by hom kom, vra Dawid of dit goed gaan met Joab en of dit goed gaan met die manskappe en of dit goed gaan met die oorlog. En Dawid sê vir Uria, gaan af na jou huis en was jou voete. En toe Uria uit die paleis uitgaan, het 'n geskenk van die koning hom gevolg. Maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis, by al die dienaars van sy heer, en nie na sy huis afgegaan nie. En daar is Dawid meegedeel en gesê, Uria het nie na sy huis afgegaan nie. Toe vra Dawid vir Uria, kom jy nie van 'n reis af nie? Waarom gaan jy nie na jou huis nie? En Uria sê vir Dawid, die ark en Israel en Juda bly in hitte, en my heer Joab en die dienaars van my heer het gelaar in die oop veld. Sou ek dan in my huis ingaan om te eet en te drink en by my vrou te slaap? So waar as u leef en u siel leef, ek sal dit nie doen nie. En Dawid sê vir Uria, bly vandag ook hier, dan sal ek jou môre laat gaan. En Uria het die dag in Jerusalem gebly, maar die volgende dag het Dawid hom genooi en hy het voor sy aangesig geëet en gedrink, en hy het hom dronk gemaak. Toe gaan hy in die aand uit om sy slaapplek by die dienaars van sy heer te gaan slaap, maar na sy huis het hy nie afgegaan nie. En in die môre skryf Dawid 'n brief aan Joab en stuur dit met Uria weg. En hy het in die brief geskrywe en gesê, sit Uria op die voorpunt van die ewigste geveg, trek julle dan agter hom terug, dat hy in die slag kan sneuwel. So het Joab dan, terwyl hy die stad verken, Uria op 'n plek gesit waarvan hy geweet het dat daar dapper manne was. En toe die manne van die stad uittrek en met Joab veg, het daar van die manskappe van die dienaars van Dawid geval, en Uria die Hetiet het ook gesterwe. Daarop stuur Joab om Dawid die hele beloop van die geveg mee te deel. En hy het die boodskapper bevel en gesê, net soos jy die hele beloop van die geveg aan die koning klaar vertel het, as dan die woede van die koning opkom en hy vir jou sê, waarom het jy so naby die stad gekom om te veg? Het julle dan nie geweet dat julle bo van die muur af sou skiet nie? Wie het Abimelech, die seun van van Jerubeset, verslaan? Het nie 'n vrou bo van die muur af 'n boonste meelsteen op hom gegooi, sodat hy in Tebes gesterf het nie? Waarom het julle so naby die muur gekom? Dan moet jy sê, u dienaar Uria die Hetiet is ook dood. En die boodskapper het gegaan, aangekom en aan Dawid alles vertel, wat Joab hom oorgedra het. En die
Die boodskapper het naamlik aan Dawid gesê, die manne was vir ons te sterk en het teen ons uitgetrek die veld in, maar ons het hulle teruggedruk tot by die ingang van die poort. Toe het die boogskutters op bo van die muur af op die dienaars geskiet, sodat daar van die koning se dienaars gesterf het, en dienaar Uria, die Hetiet, is ook gedood. Daarop het Dawid aan die boodskapper gesê, so moet jy aan Joab sê, laat hierdie saak nie so verkeerd wees in jou oë nie, want die swaard verteer die een sowel as die ander, veg net dapper teen die stad en verwoes dit, so moet jy hom moed inpraat. Toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerouklaag oor haar heer. Nadat die routyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem, en sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Hemelse Vader. Tot sover. Hoofstuk 12, berou en straf van Dawid. Daarom het die Hemelse Vader Nathan na Dawid gestuur, en toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was 2 manne in 'n sekere stad, en die een was ryk en die ander een was arm. Die ryke het groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arm het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooilammetjie, wat hy gekoop het en die lewe gehou het, en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. En dit het van sy stukkie brood geëet, uit sy beker gedrink en in sy skoot geslaap, en dit was vir hom soos 'n dogter. En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy hom ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem, om vir die reisiger wat by hom gekom het, iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arm man geneem en dit berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Hemelse Vader leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. En die ooilam moet hy 4voudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, U is die man. So sê die Hemelse Vader, die God van Israel. Ek het jou as koning gesalf oor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het die huis van jou heer aan jou gegee, en die vroue van jou heer in jou skoot, en ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as dit te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Daarom het jy die woord van die Hemelse Vader verag, deur te doen wat jy verkeerd is in sy oë. Uria die Hetiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het, die vrou van Uria die Hetiet geneem het om jou vrou te wees. So sê die Hemelse Vader, kyk, ek sal jou uit die huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem, en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap voor die oog van hierdie son. Want jy het in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie dinge doen voor die hele Israel, en in die volle sonlig. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Hemelse Vader. En Nathan sê vir Dawid, so het die Hemelse Vader dan ook u sonde vergewe, en u sal nie sterf nie. Maar, omdat u vyande van die Hemelse Vader deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe. Toe gaan Nathan na sy huis, en die Hemelse Vader het die kind wat in die vrou van Uria vir Dawid gebaar het, gesterf, sodat dit ernstig siek geword het. En Dawid het die aangesig van God gesoek vir die kind, en Dawid het vir 'n tyd lank gevas en na binne gegaan en die hele nag deur op die grond gelê.
Daarop kom die oudstes van sy huis na hom en wou hom van die grond laat opstaan, maar hy wou nie. Ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie. En op die 7de dag het die kind gesterwe, en die dienaars van Dawid was bevrees om hom te vertel dat die kind dood was, want hulle het gesê, kyk, toe die kind tog nog in die lewe was, het ons met hom gespreek, maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons dan nou vir hom sê, die kind is dood? Hy kan 'n verkeerde ding doen. Maar toe Dawid sien dat sy dienaars onder mekaar fluister, het Dawid gemerk dat die kind dood was. En Dawid sê aan sy dienaars, is die kind dood? En hulle antwoord, hy is dood. Toe het Dawid van die grond af opgestaan en hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek en in die huis van die Hemelse Vader gegaan en aanbid. En daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit, en hy het geëet. Toe vra sy dienaars hom, wat is dit vir 'n ding wat u gedoen het? Terwille van 'n lewende kind het u gevas en geween, maar net toe die kind dood was, het u opgestaan en brood geëet. En hy sê, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Hemelse Vader kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Maar nou is hy dood, waarom sou ek dan nou vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie. Daarna het Dawid sy vrou Batseba getroos en by haar ingegaan en by haar geslaap, en sy het 'n seun gebaar en hy het hom Salomo genoem. En die Hemelse Vader het hom liefgehad, en hy het hom deur Nathan die profeet, die Jedia laat noem, terwille van die Hemelse Vader. En Joab het teen Raba van die kinders van Ammon geveg en die koningsstad ingeneem. Daarop stuur Joab boodskappers van na Dawid om te sê, ek het teen Raba geveg, ook het ek die waterstad ingeneem. Maak u dan nou die oorige manskappe bymekaar en beleer die stad en neem dit in, sodat ek nie die stad inneem en my naam daaroor uitgeroep word nie. Toe maak Dawid al die manskappe bymekaar en hy het weggetrek na Raba, daarteen geveg en dit ingeneem. En hy het die kroon van hulle koning van sy hoof afgeneem, waarvan die gewig 'n talent goud was, met 'n kosbare steen daarin, en dit op die hoof van Dawid gekom, en hy het 'n baie groot byt van die stad het hy uitgebring. En die manskappe wat daarin was, het hy uitgebring, en hy het dit aan hulle aan die werk gesit, by die saag, en by die ysterpenne, en die ysterbyle, en hulle laat oorbring na die steenoonde, en so het hy met al die stede van die kinders van Ammon gedoen. Toe het Dawid met al die manskappe na Jerusalem teruggegaan. Tot sover. Hoofstuk 13, bloedskande van Ammon, sy dood. En daarna het dit gebeur, dat Absalom, die seun van Dawid, het naamlik 'n mooi suster gehad, met die naam van Tamar, en Ammon, die seun van Dawid, was verlief op haar. En Ammon het dit hom so aangetrek, dat hy siek was oor sy suster Tamar, want sy was 'n jong meisie, en dit was in Ammon se oë onmoontlik om by haar iets aan te doen. Maar Ammon het 'n vriend gehad, met die naam van Jonadab, 'n seun van Dawid se broer Simea, en Jonadab was 'n baie skrander man. En die vra hom, waarom lyk jy vanmôre so bedruk, seun van die koning? Sal jy my dit nie te kenne gee nie? Toe sê Ammon vir hom, ek is verlief op Tamar, die suster van my broer Absalom. Toe sê Jonadab vir hom, gaan lê op jou bed en hou jou siek. As jou vader dan kom om jou te sien, moet jy vir hom sê, laat my suster Tamar tog kom en my iets gee om te eet, en die ete voor my oë klaar maak, dan dat ek dit kan sien,
en uit haar hand kan eet. En Amon het gaan lê en hom siek gehou. Toe die koning kom om hom te sien, sê Amon aan die koning, laat my suster Tamar tog kom en voor my oë 2 koekies maak, dat ek uit haar hand kan eet. Daarop het Dawid na Tamar in die huis gestuur en gesê, gaan tog in die huis van jou broer Amon en maak vir hom ete klaar. Toe gaan Tamar in die huis van haar broer Amon, terwyl hy daar lê, en sy het deeg geneem en geknie en koekies voor sy oë gemaak, en die koekies gebak. En sy het die pan geneem en dit voor hom omgekeer, maar hy het geweier om dit te eet. En Amon het gesê, laat almal van my weggaan, en almal het van hom weggegaan. Toe sê Amon aan Tamar, bring die ete in my slaapkamer, dat ek uit jou hand kan eet. En Tamar het die koekies wat sy gemaak het, geneem en vir haar broer Amon in die slaapkamer gebring. Terwyl sy dit nader bring na hom toe om te eet, het hy haar gegryp en vir haar gesê, kom lê by my, suster. Maar sy sê vir hom, asseblief nie, my broers onteer my nie, want so iets mag in Israel nie gedoen word nie. Moenie so 'n skande begaan nie. Maar sou ek tog met my skande heen, en jy sou een van die dwaase in Israel wees, spreek dan tog nou met die koning, want hy sal my nie van jou terughou nie. Maar hy wou nie na haar luister nie, en het haar oorweldig en haar onteer met haar gemeenskap gehad. Toe het Amon 'n baie groot afkeer van haar gekry. Ja, die afkeer wat hy van haar gekry het, was groter as die liefde waarmee hy haar liefgehad het. En Amon sê vir haar, staan op, gaan weg. Maar sy sê vir hom, aangaande die kwaad om my weg te stuur, dit is groter as die ander wat jy aan my aangedoen het. Maar hy wou nie na haar luister nie. Daarop roep hy sy knegt wat hom bedien en sê, stuur hierdie vrou tog van my af weg buitentoe en sluit die deur agter haar toe. En sy het 'n lang rok met moue aangehad, want sulke mantels het koninklike dogters wat maagde was gedra. Toe sy bediende haar buitentoe uitgebring het en die deur agter haar toegesluit het, het Tamar as op haar hoof gestrooi en daardie lang rok moue geskeur, en daarby het sy haar hand op haar hoof gelê en aldeur geloop in weeklag. En haar broers Absalom sê vir haar, was jou broer Amon by jou? Swyg dan nou, my suster, hy is jou broer, sit jou hart nie op hierdie saak nie. So het Tamar dan as 'n verlatende in die huis van haar broer Absalom gebly. Die koning Dawid het al hierdie dinge gehoor, het hy baie kwaad geword, maar Absalom het met Amon geen kwaad of goed gepraat nie, maar Absalom het Amon gehaat, omdat hy sy suster Tamar onteer het. En na 2 volle jare het Absalom skeerders gehad in Baal-Hasor, wat by Efraim is, en Absalom het al die seuns van die koning genooi. En daarop kom Absalom by die koning en sê, kyk tog, u dienaar het skeerders, en laat die koning en sy dienaars tog met die dienaar saamgaan. Maar die koning sê vir Absalom, ag nee my seun, laat ons tog nie almal saamgaan nie, sodat ons jou nie lastig val nie. En hy het hom aangehou, maar hy wou nie gaan nie, en het hom die afskeidsseën gegee. Daarop sê Absalom, so nie laat my broer Amon tog saam met ons gaan, maar die koning sê vir hom, waarom moet hy met jou saamgaan? Toe Absalom dan by hom aanhou, het hy Amon en al die seuns van die koning met hom laat saamgaan. En Absalom het sy dienaars bevel gegee en gesê, let tog op, net soos Amon se hart vrolik is van die wyn, en ek vir julle sê, slaan Amon dood, dan moet julle hom doodmaak. Wees nie bevrees nie, hy het ek julle nie beveel nie.
het ek julle nie dit beveel nie. Wees sterk en wees wakker, manne. En die dienaars van Absalom het met Amnon gedoen soos Absalom hulle beveel het. Toe het al die seuns van die koning opgestaan en hulle het elkeen op sy myl geklim en gevlug. Terwyl hulle op pad was, kom die gerug by Dawid. Absalom het al die seuns van die koning doodgeslaan en nie een van hulle het oorgebly nie. Toe staan die koning op en skeer sy klere en gaan lê op die grond, terwyl al sy dienaars met geskeurde klere daarby staan. Maar Jonadab, die seun van Dawid se broer Simea, het geantwoord en gesê: My heer, moenie dink dat hulle al die jong manne, die seuns van die koning gedood het nie, maar Amnon alleen is gedood, want dit was aan die gesig van Absalom te sien van die dag af dat hy sy suster Tamar geonteer het. My heer die koning moet dit dan nou nie ter harte neem en dink dat al die seuns van die koning is gedood nie, maar Amnon alleen is dood. En Absalom het gevlug. Toe die jong man wat op die wag staan sy oë opslaan, sien hy dat daar 'n groot skare kom van die pad agter hom aan die kant van die berg. En Jonadab sê aan die koning: Kyk, daar kom die seuns van die koning volgens die woord van u dienaar, so het dit gebeur. En net toe hy klaar gespreek het, daar kom die seun van die koning aan en verhef hulle stem en ween, en ook die koning al sy dienaars het geween, met baie groot geween. Maar Absalom het gevlug en na Talmai, die seun van Amhur, die koning van Gesur, gegaan, en Dawid het al die dae gerou oor sy seun. En Absalom het gevlug en na Gesur gegaan, en hy was daar 3 jaar lank. En die gees van koning Dawid het baie verlang om na Absalom uit te gaan, want hy het homself getroos oor Amnon, dat hy dood was. Tot sover. Hoofstuk 14, Absalom word na Jerusalem teruggeroep. Toe Joab die seun van Seruia merk dat die hart van die koning aan Absalom verkleef was, het Joab na Tekoa gestuur en daarvandaan 'n skrander vrou laat haal en aan haar gesê: Stel jou tog aan soos een wat treur en trek rouklere aan en salf jou nie met die olie nie, maar hou jou soos 'n vrou wat al baie dae gerou het oor die dode. Gaan dan na die koning en spreek met hom volgens hierdie woorde. En Joab het die woorde in haar mond gelê. En die vrou het uit Tekoa het by die koning ingekom en op haar aangesig op die grond geval en gebuig en gesê: Help o koning. Toe vra die koning haar: Wat wil jy hê? Toe sy sê: Voorwaar, ek is 'n weduwee en my man is dood. En u dienaar het 2 seuns gehad, en hulle 2 het met mekaar geveg in die veld, en daar was niemand om hulle uitmekaar te maak nie, sodat die een die ander neergeslaan het en hom gedood het. En kyk, toe staan die hele geslag op teen u dienares en hulle sê: Gee hom wat sy broer doodgeslaan het, dat ons hom kan doodmaak vir die lewe van sy broer, wat hy vermoor het. Ja, ook die erfgenaam kan verdelg. So wil hulle dan my vuurkoel wat oorgebly het, uitdoof om vir my man geen naam of oorblysel op die aardbodem te laat bly nie. En die koning antwoord die vrou: Gaan na jou huis en ek sal oor jou bevel gee. Daarop sê die vrou uit Tekoa aan die koning: Op my heer, die koning, en op my familie sal die skuld rus, maar die koning en sy troon is onskuldig. En die koning antwoord: Elkeen wat met jou spreek, moet jy na my bring, dan sal hy jou verder nie meer aanraak nie. En sy sê: Laat die koning tog dink aan die hemelse Vader, u God, sodat die bloedwreker nie te veel vernieling aanrig en hulle my seun nie verdelg nie.
Toe sê hy, so waar as wat die hemelse Vader leef, nie een haar van jou seun sal op die grond val nie. En die vrou vra, laat u dienares tog die woord met my heer die koning spreek. En hy antwoord haar, spreek. Toe sê die vrou, waarom het u dan so iets gedink teen die volk van God? Want daardeur dat die koning hierdie woord spreek, is hy soos 'n skuldige deurdat die koning sy eie verstote nie laat terugkom nie. Want ons moet eenmaal sterwe en soos die waterwees uitgegooi word op die grond, wat 'n mens nie weer kan versamel nie. En God neem die lewe nie weg nie, maar hy koester gedagtes om 'n verstotende nie van hom af te stoot nie. Dat ek dan nou kom om hierdie woord met my Heer koning te spreek, was omdat my volk my bevrees gemaak het. Maar u dienares het gedink, laat ek tog met die koning gaan spreek, miskien sal die koning wens van u dienares uitvoer. Want die koning sal seker luister om sy dienares te red uit die hand van die man wat probeer om my en my seun saam uit 'n erfdeel van God uit te roei. Verder het die dienares gedink, mag tog die woord van my Heer, die koning, tot gerusstelling wees, want soos die engel van God, so is my Heer, die koning, om goed en kwaad te verstaan, en mag die hemelse Vader u God met u wees. Toe antwoord die koning die vrou en sê, steek tog vir my niks weg wat ek jou sal vra nie. En die vrou sê, laat my Heer die koning maar spreek. Daarop vra die koning, het Joab die hand in dit alles met jou saam? En die vrou antwoord en sê, so waar as u siel leef, my Heer die koning, dit is onmoontlik om regs of links af te wyk van alles wat my Heer die koning gespreek het. Ja, u dienaar Joab, hy het my bevel gegee, en hy het hierdie woorde in u dienares se mond gelê, om die saak 'n ander voorkoms te gee, het u dienaar Joab hierdie ding gedoen, maar my Heer, u is wys soos 'n wysheid van 'n engel van God, om alles te weet wat op hierdie aarde gebeur. En die koning sê vir Joab, nou kyk, ek voer hierdie wens uit, gaan dan heen en bring jongman Absalom terug. Daarop val Joab op sy aangesig voor die grond en buig hom neer en seën die koning, en Joab sê, vandag weet u dienaar dat ek guns in u oog gevind het, my Heer die koning, omdat die koning die wens van sy dienaar uitvoer. En Joab het hom klaargemaak en na Geser gegaan en Absalom na Jerusalem gebring. En die koning het gesê, hy kan in sy huis intrek, maar my aangesig mag hy nie sien nie. En Absalom het in sy huis ingetrek, maar die aangesig van die koning nie gesien nie. En in die hele Israel was daar geen manne so mooi soos Absalom, so geprys nie. Van sy voetsool af tot sy hoofskedel, toe was daar geen gebrek aan hom nie. En as hy sy hoof laat skeer, hy het dit naamlik aan die eind van elke jaar laat skeer, omdat vir hom te swaar was. Daarop het hy dit laat skeer. Dan het die hare van sy hoof 200 sikkels geweeg, volgens die koninklike gewig. En vir Absalom is 3 seuns gebore, en 1 dogter met die naam van Tamar, 'n vrou wat mooi van aansien was, en Absalom het 2 volle jare in Jerusalem gewoon, sonder dat hy die aangesig van die koning gesien het. Daarom het Absalom Joab laat roep en om hom na die koning te stuur, maar hy wou nie na hom kom nie. En hy het nog vir 'n tweede keer gestuur, maar hy wou nie kom nie. Daarop sê hy aan die dienaars, kyk, Joab se stuk land is langs aan myne, en hy het gars daarop, gaan steek dit aan die brand. En Absalom se dienaars het die stuk land aan die brand gesteek. Toe staan Joab op en kom by die Absalom in die huis en vra hom, waarom het jou dienaars die stuk land wat aan my behoort aan die brand gesteek? En Absalom sê vir Joab, kyk, ek het na jou gestuur, om te sê,
kom hierheen, dat ek met die koning kan, sodat ek jou na die koning kan stuur om te vra, waarvoor het ek van gister af gekom? Dit was vir my beter as ek nog daar was. Ek wil dan nou die aangesig van die koning sien, en as daar by my skuld is, laat hy my dan doodmaak. Toe het Joab na die koning gegaan en hom dit meegedeel, en hy het Absalom geroep, en die het na die koning gegaan en hom voor hom gebuig, met sy aangesig na die aarde toe, voor die koning, en die koning het Absalom gesoen. Tot sover. Okay, julle, ons gaan aan met 2 Samuel hoofstuk 15. Opstand van Absalom, vlug van Dawid. Daarna het Absalom vir hom 'n wa en perde aangeskaf en 50 man om voor hom uit te loop. Verder het Absalom gereed vroeg opgestaan en langs die pad na die poort gaan staan. En Absalom het elkeen wat 'n saak gehad het om na die koning te kom vir regspraak aangeroep en gesê: "Uit watter stad is jy?" As hy dan antwoord, "U dienaar is uit een van die stamme van Israel," dan sê Absalom vir hom: "Kyk, jou saak is goed en reg, maar van die koning se kant sal niemand jou gehoor gee nie." Verder het Absalom gesê: "Mag hulle my as regter in die land aanstel, dat elkeen wat 'n geskil of 'n regsaak het, na my kan kom, dan sal ek aan hom reg laat geskied. En elke keer as iemand nader kom om voor hom te buig, steek hy sy hand uit en gryp hom en soen hom." Op die manier het Absalom met al die Israeliete gehandel wat vir regspraak na die koning gekom het, sodat Absalom die hart van die manne van Israel gesteel het. En na verloop van 4 jaar het Absalom aan die koning gesê: "Laat my tog gaan en my gelofte wat ek aan die Hemelse Vader gedoen het in Hebron betaal, want u dienaar het 'n gelofte gedoen toe ek in Geser in Aram gewoon het en gesê: as die Hemelse Vader my werklik in Jerusalem terugbring, sal ek die Hemelse Vader dien." Toe sê die koning vir hom: "Gaan in vrede," en hy het hom klaargemaak en na Hebron gegaan. Verder het Absalom spioene uitgestuur onder die stamme van Israel om te sê: "As julle die geluid van ramshorings hoor, moet julle sê: Absalom is koning in Hebron." En uit Jerusalem met 200 man met Absalom saamgetrek wat genooi was en in hulle onskuld gegaan het, sonder dat hulle van die hele saak iets geweet het. Absalom het ook, terwyl hy die slagoffers bring, en Agitofel, die Giloniet, 'n raadgewer van Dawid uit sy stad, uit Gilo, laat roep. So het dan die sameswering sterk geword en die mense aldeurs meer by Absalom aangesluit. Toe daar dan 'n boodskapper by Dawid kom en sê: "Die hart van die manne van Israel is agter Absalom aan," het Dawid aan al sy dienaars wat by hom in Jerusalem was, gesê: Maak klaar, laat ons vlug, want daar sal vir ons geen ontkoming wees voor Absalom uit nie. Maak gou om weg te kom, sodat hy ons nie miskien gou in die inhaal en onheil oor ons bring en die stad met die skerpte van die swaard verslaan nie." En die dienaars van die koning sê vir die koning: "Net soos my heer die koning verkies, hier is u dienaars." En die koning het uitgegaan met sy hele huis agter hom aan. Maar die koning het 10 byvroue agter laat bly om die huis op te pas. En toe die koning met al die mense agter hom aan uitgetrek het, het hulle bly staan by die verste huis. Onderwyl al sy dienaars langs hom verbytrek, ook al die Kreti en al die Pleti, ook al die Getiete, 600 man wat uit Gat agter hom aangekom het voor die koning verbygetrek. En die koning sê vir Itai, die Getiet: "Waarvoor sou jy ook met ons saamgaan? Draai om en bly by
die koning wat jy is 'n uitlander en ook 'n balling uit jou woonplek. Jy het gister gekom en vandag sou ek jou laat rondswerwe om met ons saam te trek terwyl ek wie weet waarheen gaan. Draai om en bring jou broers terug, mag guns en trou met jou wees. Maar Itai het die koning geantwoord en gesê, so waar as die hemelse Vader leef en my Heer die koning leef, voorwaar, op die plek waar my Heer die koning sal wees, vir dood en vir lewe, daar sal u dienaar sekerlik ook wees. Toe sê Dawid vir Itai, gaan trek dan verby, en Itai die Getiet het verbygetrek met al sy manne en al die kinders wat by hom was, en die hele land het hardop gehuil terwyl die mense verbytrek, en die koning het deur die spruit van Kidron getrek, en al die mense het deurgetrek op pad na die woestyn. En kyk, Sadok was ook daar, en al die leviete by hom, wat die verbondsark van God dra, en hulle het die ark van God neergesit. Abjatar het ook opgetrek, totdat al die mense uit die stad tot die laaste toe deurgetrek het. Toe sê die koning vir Sadok, bring die ark van God terug in die stad. As ek genade vind in die oë van die hemelse Vader, sal hy my terugbring, en hy sal my dit en sy woning laat sien. Maar as hy so sê, ek het in jou geen behaag nie, hier is ek, laat hy met my doen soos goed is in sy oë. Verder het die koning aan die priester Sadok gesê, u is tog siener. Gaan in vrede na die stad terug, en julle twee seuns, Ahimaas, jou seun, en Jonathan, die seun van Abjatar, met julle saam. Kyk, ek vertoef by die woestyn driwe, totdat daar 'n woord van julle kom, om my in te lig. En Sadok en Abjatar het die ark van God teruggebring na Jerusalem, en daar gebly. En Dawid het die hoogte van die olywe opgeklim, terwyl hy aldeur loop en ween, en sy hoof was bedek, en hy het kaalvoet geloop, en al die mense wat by hom was, hulle het elkeen sy hoof bedek, en opgegaan, en aldeur geween. Nadat aan Dawid meegedeel is, het Achitofel, is onder die samesweerders met Absalom saam, het Dawid gesê, o hemelse Vader, verydel tog die raad van Achitofel. En Dawid tot bo op die top gekom, waar hulle God aanbid het, ontmoet Husai, die Arkiet, om daar met geskeurde rok en grond op sy hoof. En Dawid sê vir hom, as jy saam met my verder gaan, sal jy my tot 'n las wees. Maar as jy teruggaan na die stad van Absalom en vir Absalom sê, u dienaar, o koning, wil ek wees, tevore was ek wel u vader se dienaar, maar nou is ek u dienaar, dan kan jy vir my die raad van Achitofel verydel. En is die priester Sadok en Abjatar nie daar saam met jou nie? Alles wat jy dan hoor uit die huis van die koning, moet jy aan Sadok en Abjatar die priesters te kenne gee. Kyk, hulle twee seuns is daar by hulle, Ahimaas, Sadok en Jonathan en Abjatar, en deur hulle moet julle alles wat julle verneem aan my laat weet. En daarop het Husai, die vriend van Dawid, in die stad gekom, terwyl Absalom aangekom het na Jerusalem. Tot sover.